God se wil vir ons is 'n persoon, Jesus Christus, en sy wil vir ons is om in daardie intieme liefdesverhouding met Jesus te wees. Doodgewoon gestel net om lief te wees vir Jesus. Is jy regtig baie lief vir Jesus? Met jou hele hart? Jy mag nie net voorgee dat jy lief is vir hom nie. 'n Mens kan agterkom wanneer mense voorgee hulle is lief vir die Here. Hulle maak die regte geluide. Hulle gebruik jargon soos ek behoort aan 'n kerk of ek probeer my bes of die Here sal verstaan. En dit is 'n gerieflike een wanneer iemand nie lus is om sondige gewoontes te laat staan nie. Maar in Lukas 6 en in Matteus 7 sê Jesus dat hy nou al mooi moeg is vir skynheiligheid. En dan sê hy maar toe maar, 'n boom word aan sy vrugte geken. Hierdie is 'n waarheid wat baie diep sny. Die Here sê, 'n boom word aan sy vrugte geken, nie aan die geluid wat sy blare maak as die wind daardeur waai of wanneer hy deur 'n storm geskud word nie. 'n Boom moet aan sy vrugte geken word. En Johannes die Doper het dit geweet, want voor Jesus begin preek het, waarsku hy al teen skynheiligheid, daar in Matteus 3 vers 8, waar hy op dieselfde trant waarsku en sê, dra liewer vrugte wat by die bekering pas. Nou verhoudings en die verhouding met Jesus ook, het bepaalde insette nodig. Jou verhouding met Jesus vra van jou ook tyd en toewyding, commitment, lojaliteit, onselfsugtigheid, wederkerigheid. 'n Verhouding bestaan uit ontvang en gee. 'n Verhouding vra energie en prioriteit en oorgawe. Ons kan nie ons verhouding met Jesus op ys sit tot die wederkoms nie. Daar in Openbaring 2 laat die Here vir Johannes 'n brief skryf, 'n paar briewe, maar die eerste een is aan die leraar van die gemeente van Efese. En daar in vers 2 skryf die Here dat hy wel raak sien die harde werk wat hulle vir die koninkryk doen, maar kom ek lees saam met jou daarvan vers 3 af. Daar staan, en verder volhard julle ook, julle het baie vir my naam verduur, en julle het nie moeg geword nie, maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Dink daaraan hoe ver julle al agteruit gegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders, as julle nie bekeer nie, dan kom ek na julle toe en ek sal julle lamp van sy plek af wegvat. Die Here Jesus sê vir daardie gemeente, en dalk is dit 'n boodskap vir ons ook vandag, dat hy sien die dinge raak wat ons doen, maar hy wil tog hê ons moet hom net so passievol lief hê soos in die begin. Ons moet hierdie balans reg kry. 'n Balans tussen hoeveel energie in aanhalingstekens jy insit in jou verhouding met die Here, want dit gaan nie oor prestasie of oor hoe hard jy werk nie. Die balans tussen hoeveel jy insit en aan die ander kant om net jouself te wees by hom. Solank ons nie oorleen na die voorgee kant toe nie. Kom ons vra die Here om ons hiermee ook te help. Here Jesus, ek het U regtig baie lief met my hele hart, maar bewaar my tog daarvan dat dit 'n voorgee word. Ek wil nie maak of ek vir U lief is of vir mense probeer beïndruk nie. Ek wil net regtig opreg lief wees vir U. Help my met die tyd en die toewyding en die energie en my lojaliteit wat ek wil insit in my verhouding met U. Ek wil U nie afskeep nie, want U is regtig vir my die alfa en die omega. U is my alles. Laat dit dan so in my lewe ook duidelik wees. Ek vra dit in U naam alleen. Amen.